iewers gelees, hierdie eerste liedjie van Ma soos 'n knoop, sy hou alles en almal by mekaar. Is dit hoe julle mamma beleef? Goed, my volgende een. Ma se hand, 4 jare uit jou oë, trane van jou wang af en seer uit jou hart. Is dit mamma? Goed, laas een. Ouma, hoeveel oumas is jy? Susanne en Nino? Net een ouma. Ok, ouma kan sien wat niemand anders sien nie, want sy sien met haar hart en nie met haar oë nie. Nou het ek immers, het ek ook 'n dingetjie gelees wat kindertjies geskryf en nou moet nou nie kyk die spelfoute nie. Ek dink is in elk geval oulik bedoel. Ma's is baie mooi, hulle kleur hulle gesigte in. Ma's lees vir ons stories, ma's kan goed sien, as jy klaar gebad het, sien hulle, is nog vuil agter jou ore. En as jy stout is, sien hulle deur 'n muur en vra wat jy alweer doen. Hulle maak groente vir kos en ons kry lekker pudding as ons alles opeet. Ma's moet baie slim wees, want ons juffrouens gee vir ons huiswerk, dan doen ons ma's dit. Ma's vat kinders skool toe en soen hulle vir ander kinders en tannies. Ma's is altyd klaar en sê kinders moet gou maak. En as jy siek is, pas ma jou op. Ma's het baie geld vir tomatiesaus en kyk hoe spel die peanut butter, seep, dan 'n pas koffie en pap, maar net 'n bietjie geld vir sweets. Maar sê altyd, hulle het nie geld nie, maar dan koop hulle 'n trolley vol goeders. Maar sê van winkels waar mense net papiertjies teken of papiertjie teken, en dan hoef jy nie te betaal nie. Maar sê altyd, hulle is vet, as hulle ou klere aantrek, nuwe klere pas nie reg, en dan is hulle maar. Ma's is baie versigtig. Hulle sê altyd, pas op die karren en sluit al die deure. Hulle is bang vir krieke en jag die honde van die bed af. Ma's is baie fliks. Hulle praat lang op die foon, die is boek en duis of haar lives op TV en dan kom maak hulle vinnig kos voordat pa terugkom. Ma's gaan eendag hemel toe, want hulle bid baie en ken alles van die Here Jesus. Ek is baie lief vir ma. Ek wonder of jy onthou dit is Moedersdag. Kom ek vra gou, jy het daar iets gedoen vir Moedersdag. Wie het 'n kaartjie gemaak? Wie het vir ma kos in die bed gebring? Hier is mense wat dit ook gedoen. Wie het iets anders gedoen? Ok, ek gaan vir ons 'n gedeelte lees, jy sien daar in Eksodus 4, dit is 'n baie interessante gedeelte, en dan gaan ek ook lees uit Efesiërs 4, of voor te saam lees, kom ons maak dit eers oop nie. Here God, dit is so lekker om op hierdie mooie dag so te kan saam lees, en nogal bederf word met 'n kieker, en ook bederf word met 'n mamma, wat vir ons lief is. Here, ons dankie vir die goedheid, die genade, die versorging elke dag, sodat ons elke kan sê, God is goed, God is genadig. Die Here, baie dankie dat ons so kan sê, God is hier. Want hy het ons gesê, waar 2 of 3 in die naam by mekaar is, dat hy hier is. Nou wil ons bid, dat hy vir ons sal seën. As die woord lees en nou dink, en dit vra ons in die naam van Jesus. Amen. Ek sien hier baie Bybels nie, by Eksodus, interessant, Eksodus 3, dis nie die gedeelte voor dit, dis die gedeelte waar die Here God vir Moses by die doornbos, die brandende doornbos geroep, om dan ook ons sy volk te gaan uitlei uit Egipte uit. En aanvanklik is Moses vol verskonings, en in ons gedeelte, wat ons lees, is hy nou gehoorsaam. Hy is op pad na Egipte toe, om vir Farao te gaan vys, om die volk te gaan uitlei. Ons lees daar van vers 24 af. Vers 24, daar staan, waar Moses hulle langs die pad oornag het. So is nou op pad Egipte toe, en die Here by hom gekom, en wou hy vir Moses doodmaak. Sipora vat oor 'n knipmes, sny die seun se vooruit af, raak daarmee aan Moses se voete en sê, jy is vir my bruidegom, wat deur my bloed beskerm word. Die Here het Moses met rus gelaat, net soos hy sê, bruidegom wat deur bloed beskerm word, dit het betekenis of betrekking op die besnydenis. Kom my volgende daar ophou, want ons gaan 'n bietjie weer daarna kyk, en dan 'n gedeelte uit Efesiërs is. Efesiërs 4, wat praat oor riglyne vir 'n nuwe lewe. Nou het julle die
valsheid afgelê, moet hulle aan mekaar die waarheid praat. Want ons is lede van dieselfde liggaam. As iemand kwaad word, moenie sondig en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie vir die duiwel 'n vat kans gee nie. Baie belangrik, moenie dat hy vat kans kry nie. As iemand 'n dief is, moet jy ophou steel. Jy moet die radewerk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets kan hê om vir die armes te gee. Vuil taal, groep, wat dan nooit uit jou mond kom nie. Praat nie wat goed, opbouwend is, volgens die eis van die omstandighede, sodat dit julle woorde en goede kan kom. Het moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as eiendom van God geseël by die oog op die verlossingsdag. Nooit verbitterd of onvreemd wees, of woedend word nie, moenie vloek of skel nie, niks doen wat sleg is nie, wees goed, gesind, hartlik teenoor mekaar, vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en om ons ontwil sy lewe as offer aan gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik is. Ons lees net tot sover. Ek het iewers 'n storie gelees van die vark. Die vark wat na koning Leeu toe gegaan het en geklaar. Hy het geklaar dat hy altyd beskuldig word vir alles wat verkeerd is. Hy kry skuld vir alles en almal. Hy sê as mense slegte maniere het, dan word daar gesê, hy gedra hom soos 'n vark. En as iemand nou sleg bestuur, dan praat hulle van 'n padvark. En as iemand nou vuil lewe, dan sê hy so vuil soos 'n vark. Ek kry die skuld vir alles, sê die vark. Nou die koning het baie mooi na hom geluister, en toe antwoord die koning, sulke varke. Nou wie het dit gebeur nog vandag ook? Dink jy, julle ouens wat nog in die skool is, ons ouens wat in die skool was, as jy deel was van 'n groep, wat altyd die skuld kry vir die moeilikhede wat kom, en mense vind dat jy skuldig, as dan nou weer dit verkeerd loop, dan wie kyk hulle eerste? Weer na die selfouens, nee. En dan partykeer kry jy dan pakslaag sonder dat jy gedien het, jy was net in 'n verkeerde groep. En dis ons nou nie, dis onregverdig as hierdie soort van dinge gebeur. Wie in ons samelewing kry ons weer die onderrig waar vrouens partykeer beskuldig word vir alles wat verkeerd loop. Byvoorbeeld, as ons laat is, dan sê ons is ma se skuld. As die kinders vuil is, dan die ma die goed aangetrek nie. En as die kinders stout is, dan sê die ma wat hulle nie maniere geleer het nie. En as die sleutels weg is, wie moet gaan soek? Mama gaan soek maar. En as die huis vuil is, dan sê die mense, waar is die vrou van die huis? Ons hoor dit mos, nee. En dit is beslis nie reg nie. Is ma verantwoordelik vir alles? Moet ma alles doen? Natuurlijk is dit nie ma se verantwoordelikheid om alles te doen nie. Wat van pa? Miskien moet ons ook die opmerking maak wat van die kinders. Wie, ek was skaars in die gemeente, dit is nou nie die 85. Wie was toe nog nie gebore? 85, is die hele klompie vir julle. Die 85 staan ek by die postkantoor in die rij. En agter my staan 2 graad 11 meisies. En die een meisie vertel vir die ander maatjie van haar hoe sleg haar ma is. Want mama het nog nie my bed opgemaak nie. Kan jy vir jou indruk? Dit is nie reg nie. Mama is ons nie verantwoordelik vir alles nie. Mama moet ook nie alles doen nie. Maar wie in ons skrifgedeelte, dis nou die gedeelte in Exodus 4. Daar lees ons ook van 'n mama, Sipora. Die Bybel sê vir ons, sy sê Kushit. Dit beteken sy was nie 'n Jood nie. En omdat sy nie 'n Jood was nie, lees ons ook in die Bybel dat Moses se sussie en Aaron met Moses kom praat het oor hierdie vrou wat hy nou getrou het. So sy was van die begin af vir die mense vir haar sommer die kritisch aangekyk. Maar in ons skrifgedeelte lees ons dat sy 'n man se lewe het, haar kinders in die Here verbind en 'n baie besliste positiewe invloed het op haar huwelik. En tog, as mens mooi daarna kyk, is hierdie gedeelte ons 'n baie vreemde gedeelte, want kan jy ons het gelees en op pad
Egipte toe, waar Moses hulle nou oornag het, die Here gekom, en hy wou vir Moses doodmaak. Jy hoor, hy wou vir Moses doodmaak, nog voordat Moses in Egipte gekom, nog voordat Moses dan ook die volk kon uitlei. En wat het so vreemd maak, as mens mooi kyk, wanneer dit gebeur het, dat is mens skoon verras. Want die Here in Hoofstuk 3, kom roep hy volk, en al die moeite met die doornbos, is die Here geduldig met hom, as hy met 'n klomp verskonings kom, hy gee hom 'n keer en hy beloof, Adam sal hom kom help. En as hy so vol verskonings is, die Here, ek dink nie, ek kan het doen, die ander mense is bietjie beter as ek. Ek hakel dan selfs. Die Here het nog geduldig is, hy mag hom kom hulp gee. Dan lees ons in Hoofstuk 4, dat hy dan op pad is. Op pad is, en op sy opdracht te gaan uitvoer, hy begin op gehoorsaam te wees, en dan staan daar duidelik, nou wil die Here hom doodmaak. Hoekom? Die vraag is, waarom stuur die Here vir Moses, en as hy begin gehoorsaam, op pad om sy opdracht uit te voer, dan wil hy hom doodmaak. Wat denk jy? Wat was die probleem? Hoekom gebeur dit wat ons hier lees? Dit lyk vir my, as mens na die gedeelte kyk dat Eliezer, dis nou Moses se tweede kind, blykbaar nooit besny is nie. En dit doop het ons in die plek van die besnyingskop, vandag sal ons kon sê, hy is nooit gedoop nie. Met destyds om jou kindjie te besny, vandag is dit ook so, as jy kindjie laat doop, dan sê ons glo in die Here. En ons verbind ons aan die Here. Ons kom wy ons kind aan die Here toe, en ons aanvaar dat God goed is, dat God genadig is, dat hy ooreenkoms met ons sluit. Maar, dit was ook 'n opdrag van die Here. So mens kon sê, wat was die probleem? Die probleem was, Moses het nie sy verantwoordelikheid as pa nagekom. Die Here het van hom iets verwag en hy het nie gedoen. Hy was so gefokus, hy moet nou die volk gaan uitlaat, dat hy sy eie huis afgeskeep het. Hy moes eers sy eie huis in orde kry. Die Here kan alleen net iemand regtig gebruik, as hy gehoorsaam is. En Moses was nie gehoorsaam by die huis. O ja, hy was besig. Hy was besig, so kom ons agter met goeie dinge, nie slegte dinge nie. Hy was besig met goeie dinge, maar hy het nie gedoen wat die Here gevra het. En daarmee wil die Here vir hom baie duidelik sê, jy was ongehoorsaam. Dis die volgende prentjie. Jy was ongehoorsaam. Ek het vir iets gevra, en jy het dit nie gedoen. Hier gaan het oor 'n versuim. Dit was nie dat Moses iets verskrikliks gedoen het nie. Ons sê baie keer, ek steel nie, ek het niemand doodgemaak nie, en ek vergeet niemand so goed nie, daarom is my dinge reg. Hier gaan het oor versuim, iets wat hy nie gedoen het. Ons weet, die Here wil ek moet hom lief hê. Ek weet die Here wil ek moet my naaste lief hê. Ek moet mense versorg wat in nood is. Ek moet getuig. Die vraag is, doen ek dit? Moses het geweet, hy moes sy seentjie laat besny, maar hy het nie. Versuim. En die volgende ding, sy prioriteit was verkeerd. Natuurlijk het ek gedink, ek gaan iets groots vir die Here doen. Maar voor is die Here se prioriteit is, ek moet die Here my God lief hê, en naaste soos myself, is mos so. En waar is my naaste? Waar kry ek hulle? Binne in die huis. Waar ek vir papa en mama, ek moet nie my sissie, daar moet ek vir hulle lief wees. Daar moet ons huisie, die kerk en die kleine wees, waar die Here verheerlik word. En dat kan ek uitgaan en gaan doen. Maar Moses moes ook leer om vir God meer te vrees as mense. En sien ons is baie keer bang, wat gaan die mense sien? Ek gaan nie opstaan in die saal nie, want daar gaan die mense vir my laat. Ek wil nie uitstaan nie. Moses moes leer om vir God meer te vrees, want God is groter as die enige ding wat mens kan dink. Hy sou dit later mos leer met die plan, né? Hy sou dit later ook leer met die Rooi See wat oorgegaan het, dat God groter is. Ek hoor baie keer mense praat, en jy het dalk ook al gehoor van die oupas daaroor. Het jy dit al gehoor? Dit is my verskriklik erg, want God is heilig, God is groot, is almagtig. En die feit dat ek en jy sy teenwoordigheid mag wees, is maar net genade.
So sy prioriteite was verkeerd. Nou luister mooi. Of mens nou Moses is. Moses wat 'n baie spesiale verhouding met die Here gehad het. En of ek nou maar 'n gewone ou soos ek. God straf sonde. Hy trek niemand voor nie. Daarom moet ek en jy doen wat hy vra. Ons lees verder, wat het Sipora gedoen? Sipora het toe gegaan en mos haar seentjie besny. En so het sy vir Moses van 'n gewiste dood mos dan ook gered. Dat is 'n interessante ding. Sy sê in vers 25, dis die bloed wat vir Moses skoon maak. En dit is nie 'n vreemde ding nie, wat ons weet dat Jesus se bloed aan die kruis ons my sonde kom wegwas. Ons word ons uit genade gered. Hierdie dag het sy Moses se verhouding met God kom regmaak. Het sy haar kinders aan die Here kom wy. Dit het my laat dink in dit boekie. Stommie ou Martin, sy skryf vir boekie, wanneer ma's vir die kinders bid, of dan vrouens vir die mans bid. Sipora doen wat Moses veronderstel was om te doen. En wie het dit gebeur vandag ook? Ek is lank genoeg in die gemeente, nou wil ek vir al julle jong manne in die oor kyk. Daar is manne wat nie hulle verantwoordelikheid nakom nie. O ja, dat sy voor die deur kon staan, by die deur kon staan en kon sê, Here, ek wil my kind onderrig en te laat onderrig. Beteken ek gaan self my kind vertel, ek gaan self 'n voorbeeld stel, en ek gaan sorg dat my kind by die kerk kom oor. Dat is 'n manne wat dit nie doen nie. Mama's moet dit maar doen. Want papa sê, hy is te besig. Hy is te besig met dinge wat hy dink baie belangrik is. Wat kan belangriker wees as my vrou, my kinders en my huwelik? Daar verkeerd ook, dan loop alles maar nog meer verkeerd. As was die storie van die pa wat besig was om die Sondagkoerant te lees. Ekskuus, is nou nie daar. En hy was besig om te lees en toe kom sy kind daar en sy kind sê, papa, ek wil nie Sondagskool toe gaan nie. Toe sê my, jy moet gaan. Toe sê, hoekom moet ek gaan? Sê, maar toe ek so groot was soos jy, toe moes ek gaan. Toe die kindjie hom so gekyk en gesê, papa, dit lyk nie vir my, dit het gehelp nie. En sien, ons sê woordelik, maar is die voorbeeld wat trek. Ons, as ek miskien nie die regte voorbeeld by die huis gekry het nie, kyk vir julle man, dan moet ek 'n nuwe tradisie gaan skep. Van 'n man, lief is vir die Here, 'n man wat vir die Here dien en gehoorsaam is. En sien, Jesus het ons my nuwe kom vir. Sy bloed het my nuwe skoon mens kom maak. Dit sê Efesiërs 4 wat ons gelees het. Vers 30 praat van die Heilige Gees wat binne my woon. Ek moet nie die Heilige Gees betref nie. Die Heilige Gees is amper soos 'n mamma. Die wat in die mamma wil ons altyd die fokus laat val op papa en op die kinders. En so kom die Heilige Gees en hy kom die fokus laat val op Jesus. En hy kom help my om meer en meer soos Jesus te wees. Die Heilige Gees is ook daai stemmetjie binne my, wat vir my herinner en sê, Heinrich, moenie dit doen, maar gaan doen dit. Dit is ons ook die gedeelte wat ons hier hoor, waar die Bybel sê, jy moet kies. Jy moet bewuslik besluit, ek gaan die waarheid praat. Ek gaan nie vloek nie. Hoekom nie, omdat ek vir die Here ken. As 'n mooi versie, vers 29 sê, praat net wat goed en opbouend is. Die Message Bybel het gesê, watch the way you talk, say only what helps. Each word is a gift. Plek daarvan om mekaar af te kraak. Kom ons begin mekaar die versparteer. Moedersdag is een van die dinge wat ons Vadersdag kom ons op bietjie later. Maar Moedersdag is die kans dat ek na mamma toe kan gaan en vir mamma 'n trekkie kan gee en sê, wow, mamma is mooi. Ek is lief vir mamma. Baie dankie mamma vir alles wat mamma so onbaatsigtelik vir my ook gee. Maar wie laat wat hier kom uitloop na my boetie toe en my sussie toe. Ek kyk daar by die huis. My kinders het baie keer omdat hulle so ver uit mekaar uit versprei is. Hulle is so 5 jaar uit mekaar uit. En daai, of jy so baie probeer maar speel met daai naam, was nie altyd gelukkig daaroor nie. So hulle baie vasgesit. Maar vat en Elsje Marie is daai daar.
dan is sy soms 'n klein sissie. Dis mos so. Boeties en sissies kan met mekaar vashou. As kom dit by krisis goed, dan soos daar vir mekaar. Kom ons waardeer liewers mekaar. Hoe anders gaan my lewe wees as ek vandag besluit, ek gaan vir elkeen in die gesin ten minste een waarderingsding sê. Elke dag. Weet, dan soek ek posie meer fout, dan soek ek na mooi goed. Wat in die huis gaan nie verander as ek besluit, maar vandag is jou dag. Kom ons sê byvoorbeeld, kom ons doen vandag wat jy graag wil doen. Iemand het gesê, ek kan leef op 'n kompliment per dag. Waardering. Ek dink ons manne waardeer nie altyd genoeg, ons saam soos vrouens nie, want Spreuke sê 'n verstandige vrou is 'n geskenk van die Here. Wow. As jy 'n Italiaanse spreekwoord wat sê eer, wie dit ook al is, my huis, mamma, papa, my koetie, sissie, eer hom of vir haar in jou teenwoordigheid. Prys daai persoon en sy of haar afwesigheid. En ja, die persoon in sy nood. Hoe sluit af, mag jy liefde ervaar, soos 'n moeder wat bereid is om haar lewe vir haar kind te gee. Mag jy sorg ervaar, soos 'n moeder wat haarself te nakom vir haar kind te sorg. Mag jy vertroos word, soos 'n moeder haar kind vertroos wanneer hy of sy seer het. Mag jy God se omgee, sy sorg en sy vertroosting belewe.